Jesus Christus is die Messias, die Redder, die lig, die ware wynstok, die ware brood, die goeie herder, die ingang van die kraal. Hy is die woord. Sy lewe was 'n wandelende boodskap, 'n goddelike liefdesbrief. God is liefde. Wie liefhet, ken God en is 'n kind van God. En wie nie liefhet nie, ken God nie. Reg is reg en verkeerd is verkeerd. Ons lees 'n paar gedeeltes uit Johannes 19 en 20. Eerste gedeelte is Johannes 19 vers 23 tot 27. Toe die soldate Jesus gekruisig het, het hulle sy bookleed geneem en dit in 4 dele verdeel, vir elke soldaat 'n deel, en so ook sy onderkleed. Maar die onderkleed was naadloos, van bo tot onder aaneen geweef. Hulle sê toe vir mekaar, laat ons dit nie skeur nie, maar loot wie dit moet kry, sodat die skrif vervul sou word wat sê, hulle het my boklere onder mekaar gedeel en oor my klere het hulle die lot gewerp. Dit is wat die soldate toe gedoen het. By die kruis van Jesus het sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas, en ook Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien, as ook die disipel vir wie hy lief was, wat by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, kyk, daar is die seun. Daarna sê hy vir die disipel, kyk, daar is jou moeder. En van daardie oomblik af, het die disipel haar in sy huis geneem. Dan Johannes 20 vers 2 en 3. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel vir wie Jesus liefgehad het en sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgegaan en na die graf gegaan. Dan Johannes 21 vers 4 tot 7. Teen dagbreek het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disipels het nie geweet dit is Jesus nie. Jesus vra hulle toe, my kinders, julle het seker niks om te eet nie. Hulle antwoord hom, nee. Hy sê toe vir hulle, gooi die visnet uit aan die regterkant van die boot en julle sal iets kry. Hulle gooi dit toe uit en vanweë die groot klomp vis was hulle nie in staat om dit in te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus liefgehad het vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy bookleed omgebind, want sy bolyf was kaal en in die see gespring. Tot sover. Johannes, die skrywer van die Johannes-evangelie waar ons nou gelees het, as ook die 3 Johannesbriewe, was iemand met 'n baie eenvoudige lewensbeskouing. Jy wonder nooit wat hy sê of bedoel in dit wat hy geskryf het nie. Sy uitkyk op die lewe was inderdaad eenvoudig. Reg is reg, verkeerd is verkeerd, en dinge is nie naastenby so ingewikkeld as wat ons dit soms maak nie. Die lewe, sê Johannes, word in 2 dele verdeel, lig en donker, reg of verkeerd. En as jy deel is van die een, is jy nie deel van die ander nie. God is die wingerdstok en julle die lote. Die loot is of vas aan die stok en dan groei dit en word dit reggesnoei, of dit is nie deel van die stok nie en dit word weggegooi. Jesus is ons herder en ons is sy skape. Sy skape ken sy stem en luister na sy stem en volg hom. Die wat sy stem nie ken nie, luister nie en volg nie en verdwaal. Nog 'n paar voorbeelde wat Johannes in sy evangelie sê. Jy het of die lig of die duisternis lief. Die wat die lig liefhet, handel volgens die waarheid, en die wat die duisternis liefhet, die leuen. Wie Jesus ken, ken die Vader. Wie Jesus nie ken nie, ken nie die Vader nie. Wie glo sal lewe, wie nie glo nie, sal verlore gaan. Wie na God toe gaan, sal nooit weer honger en dors wees nie. Wie van God wegvlug, sal altyd honger en dors wees. Jy kom by die kraal in, of by die hek, of jy probeer oor die muur kom. En so kan ons aangaan, jy is hier of daar. Maar nooit op albei plekke nie. As dit kom by die beskrywing van Jesus Christus, is Johannes net so duidelik en eenvoudig. Om 'n definisie van Jesus te gee, is vir die meeste skrywers maar 'n moeilike taak, veral vandag, maar Johannes is heel eenvoudig. Hy is die Messias, die Redder, die lig, die ware wynstok, die ware brood, die goeie herder, die ingang van die kraal. Hy is die woord. Sy lewe was 'n wandelende boodskap, 'n goddelike liefdesbrief. God is liefde, sê Johannes. Wie liefhet, ken God en is 'n kind van God. Wie nie liefhet nie, ken God nie. As jy almal liefhet, is jy in God se hoek.
As jy nie almal lief het nie, is jy in die ander hoek van die kruit. Dan is jy God se teenstander, want hy is liefde. Hierdie liefde, sê Johannes, is verder baie maklik om te verstaan. Dit is om te doen, te gee, om te gee, empatie te hê. Dis nooit net lippetaal nie. Omdat Jesus sy disippels lief het, was hy hulle voete, so maklik, so eenvoudig. Lief hê en doen gaan saam. Dis nooit lippetaal nie. Jy het lief en daarom doen jy, en as jy nie doen nie, dan haat jy eintlik. So, as jy nalat om liefde aan almal rondom jou te bewys, het jy eintlik nie lief nie, so maklik soos dit, sê Johannes. Of jy doen dit of jy los dit. En so terloop, sê Johannes, die meeste probleme word opgelos deur mekaar lief te hê. En soms maak Johannes dit vir ons nog makliker. Wanneer dit waaroor hy skryf so bietjie ingewikkeld raak, verduidelik hy met die maklikste voorbeelde. Wil jy weet hoe lief God jou het? Eenvoudig. Hy stuur sy seun omdat hy die wêreld lief het. Wil jy weet wat dit beteken dat Jesus na sy Vader teruggaan? Eenvoudig. Hy gaan na sy Pa se huis waar hy vir ons elkeen 'n kamer sal voorberei. Die tweede saak wat Johannes vir my persoonlik merkwaardig maak, is die manier waarop hy Jesus liefgehad het. Sy verhouding met Jesus was weer eens dood eenvoudig. Jesus was die Messias, die Seun van God, die wonderwerker, dit alles, maar bo alles was Jesus vir hom 'n vriend. Jesus was vir hom iemand saam met wie jy alles kon doen. Wat ons bring by die derde saak wat Johannes vir my merkwaardig maak. Lees ons Johannes 19 vers 26 baie mooi, kom jy agter dat van al die disippels net Johannes daar by Jesus se kruisdood te siene was. Al die ander het weggehardloop, net Johannes nie. Hy alleen het saam kom ly. Hy alleen het kom groet. Hy alleen het kom ondersteun, want dit is hoe Jesus was. En daarom was hy ook so. Ek dink nie Johannes het toe hy daar by Jesus se kruis gestaan het alles verstaan nie. Maar vir hom het dit nie saak gemaak nie. Wat hom betref was Jesus sy vriend daar en daarom was hy daar. Nie op 'n afstand soos Petrus hom so half wou volg nie, net soos Petrus wat sê ek ken nie hierdie man nie. Nee, sê Johannes, ek ken hierdie man. Hy is my vriend, daarom is ek hier. Wat leer Johannes vir ons? Dat 'n mens se verhouding met Jesus nie ingewikkeld hoef te wees nie. Lojaliteit teenoor Jesus beteken dat jy vir Jesus eenvoudig net moet ken en volg. Jy moet kies. Jy's of saam met hom of nie saam met hom nie. En daarom staan Johannes daar, die enigste disipel. En wat doen Jesus? Hy vra vir Johannes, sal jy asseblief my ma versorg? Asof sy jou eie ma is? Sekerlik het Johannes dadelik ja gesê, waarop Jesus geantwoord het, maar daar is vir jou nog 'n seun. Kyk mooi na mekaar, versorg mekaar. En so word ons gevra om mekaar te versorg. Waarom maak ons dit soms so ongelooflik ingewikkeld om God se mense, Jesus se navolgers te wees? Waar het ons vasgehaak? Hoekom maak ons vas? Hoekom is daar soms so min sigbaar van God se liefde in ons lewens? Johannes sê, jy kies. Dan is jy in Jesus se hoek of jy's nie. As jy in sy hoek is, herken jy sy stem en hoor jy wat hy vir jou sê. Jy jaag die liefde na, want dit is wat God is. En omdat jy die liefde najag, is jou verhoudings met ander eintlik heel eenvoudig. Jy het hulle lief, finies en klaar. En omdat liefde jou lewe is vergifnis natuurlik ook. En dan sê Jesus, daar is jou ma, en nog 'n ma, en 'n broer, en nog baie ander broers en baie susters, versorg mekaar, neem verantwoordelikheid vir mekaar. Jy los jou medegelowiges nooit alleen nie. Jy's altyd daar vir hulle. Waar lê die kortsluiting in ons Christendom? Hoekom die geskinder? Hoekom die haat en die onvergewensgesindheid waarmee ons soms in ons harte rondloop? Dit mag ons eintlik nie. Nee, dis eintlik nie moontlik nie. Waar hak ons vas? Wat verstaan ons nie? Wat weet ons nie? Wat glo ons nie? Wat is daar meer om te glo as wat Johannes so eenvoudig verduidelik? Ek weet nie. Wie lief het, ken God en is 'n kind van God. Wie nie lief het nie, ken God nie. Here, dankie dat U ons lief het.
Dankie dat ons kan hoor en sien en kan praat. Dat ons daarom die rondom ons kan hoor, mekaar kan raak sien en met mekaar kan praat. Dankie Here dat U ons so ongelooflik seën. Vergewe ons Here, want ons het alweer gesondig. Ons sit in ons eie hoek, ons hoor nie U stem nie, al erken ons dit. Bewaar ons van gevaar en seerkry Here. Maak ons vol begrip en deernis, maak ons positief. Leer ons Here om ons besig te hou met die dinge wat ons kan verander en dit wat ons nie kan verander nie, vir U te gee. Leer ons ook Here om ons sonde deur U oë te sien en dit net so te haat, dit te bely, dat ons opnuut nuut kan lewe. Dankie ook vir die wete Here dat wanneer ons soms so ontsteld is, dat ons nie eintlik kan bid nie, wanneer ons nie weet wat om te bid nie, dat U na ons gees luister en ons antwoord. En as ons vra Here, dat U ons sal seën. Seën ons net sodat ons ander ook kan seën. En wanneer ons U vra vir U woord, gee dit sodat ons dit vir ander kan vertel. Dankie Here, dat U ons vir mekaar gegee het, om na mekaar om te sien, na mekaar te kyk, mekaar te omhels, regop te hou en vas te hou. En ja Here, dankie dat U ons Vader is. Dankie dat U liefde is. Amen. Die Here is die ewige God, skepper van die hemel en die aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie. Hy gee die vermoeides krag, hy versterk die wat nie meer kan nie. Gaan dan nou in vrede. Amen. Die wilde van die Heer, gekleed in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy kleed homself met lig, en duisternis moet vlug. Begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God, ons sing, hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. En gaan, en tyd is in sy hand. Begin en die einde, begin en die einde. Die Godheid, drie in een. O, Vader, Gees en Siel, die leeu en die lam, die leeu en die lam. Hoe groot is ons God, ons sing, hoe groot is ons God,
is ons God.